Goeiemôre geliefdes, van my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dit is 'n voorreg om vandag saam met jou tyd in God se woord te kan spandeer. En net soos altyd, as jy saam met ons wil volg of dalk later weer deur die boodskap wil gaan om alles net weer te lees, die volledige preeknota is in die beskrywing van hierdie video hieronder. Dit sal vir jou ook al die skrifgedeeltes, die hoofpunte en die belangrikste gedagtes sommer so saamvat en dan kan jy later weer deur dit gaan as jy wil. Nou, kom ons wees eerlik. In ons wêreld, wanneer ons toewyding moet maak, 'n verbintenis, Engels sal sê commitment, as ons 'n commitment wil maak, wil ons altyd die T's en C's sien. Wat is die terms and conditions? Wanneer ons 'n kontrak teken, wil ons weet, hoe kom ek uit hierdie ding uit as dinge sou skeefloop? Wanneer ons miskien 'n nuwe diens aansluit, jy vat dalk 'n selfoonkontrak, dan sê jy, hoe kanselleer ek as dinge nie vir my reg gaan nie? Selfs by die gym sal baie van ons vra, hoeveel dae kennis kan ek gee as ek uit hierdie gymkontrak wil uitspring? Nou, ons leef in 'n wêreld waar kontrakte of commitments altyd 'n klein agterdeur het, 'n uitkomkans, 'n manier om te onttrek, weg te stap, te kan ontsnap, as dinge sou vir ons moeilik raak of nie lekker is nie. En dis nie noodwendig boos nie, dis nogals menslik. Ek dink is ook belangrik dat ons onsself kan beskerm teen dinge soos teleurstelling of onnodige risiko. Maar die gevaar, wanneer ons hierdie selfe ingesteldheid bring na ons geloof toe, wanneer ons daai ingesteldheid wil toepas op ons geloof, wanneer ons vir Jesus wil volg, maar ons hou 'n klein agterdeur oop, 'n uitkomkans, 'n geestelike half backup plan, ek wil eintlik sê my exit plan, wanneer ons sê, Here, ek volg U, maar net totdat U my vra om iets moeiliks te doen, dan sien ek nie meer kans, of Here, ek dien U, solank U net dinge laat uitwerk, soos ek verwag, Here, ek is toegewy, maar ek wil net weet waar die agterdeur is. Nou geliefde, daai soort toewyding wat sê ek is in, maar net tot op 'n punt, is nie noodwendig hoe die toewyding moet lyk nie. As ons kyk na Paulus se lewe en die hoofkarakter van vandag se boodskap, dan lees ons van 'n man, 'n apostel, 'n volgeling van Christus wat anders geleef het. Paulus het geen uitkomkans gehad nie omdat hy nie kon nie of nie gekies het nie, maar omdat hy nie wou nie. Sy lewe was nie gebou op 'n plan B nie. Sy geloof het geen ontsnappingsklausule gehad nie. Hy het nie vir Jesus gevolg omdat dit vir hom maklik was nie. Nee, maar omdat Jesus alles vir hom was. So wanneer ons vandag kyk na Paulus se lewe, hoop ek, gaan 'n paar dinge vir jou uitstaan. Nou, ons gaan lees uit Handelinge 21, en teen die tyd dat ons kom by Handelinge 21, moet ons ook net weet, daar's 'n paar dinge wat Paulus al deurgemaak het, dinge wat meeste mense in 10 leeftye nooit sou deurgegaan het. Hy is onder andere gestenig en gelos vir die dood. Hy was vervolg, hy was geslaan, verseker verwerp, hy is gesleep deur die strate, hy is op 'n ander keer ook amper weer doodgeslaan, en meeste mense sou teen hierdie punt gesê het, meeste normale mense sou gesê het, Here, ek kan net nie meer, ek sien net nie meer kans nie, maar nie Paulus nie, nee. Hy stap steeds in sy roeping, nie omdat dit veilig is nie, maar eintlik net omdat dit gehoorsaam was. En om dit mooi te verstaan, moet ons eintlik hierdie toneel in Handelinge 21 saam lees, nie net vers vir vers nie, maar eintlik as 'n emosionele oomblik, 'n spanningsvolle ontmoeting, 'n gesprek tussen vriende wat nogals bang is en 'n man wat heeltemal oorgegee is. So ons lees vanuit Handelinge 21 vers 8 tot 15. Die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het by die evangelis Filippus, een van die 7, tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad met die gawe om te profeteer. Ons was reeds 'n hele paar dae daar toe 'n profeet met die naam Agabus van Judea af daar aankom. Toe hy ons kom opsoek, het hy Paulus se beld gevat en sy eie voete en hande daarmee vasgebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die man aan wie hierdie beld behoort, gaan so vasgebind word deur die Jode in Jerusalem, en hulle sal hom uitlewer aan die heidene. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie, maar hy het geantwoord, waarom huil julle so en breek julle my hart? Ek is bereid om nie net in Jerusalem gebind te word nie, maar ook om vir die naam van die Here Jesus te sterf. Toe hy nie wou luister nie, het ons berus en gesê, die wil van die Here moet geskied. Na hierdie dinge het ons gereed gemaak en op pad Jerusalem toe gegaan.
Geliefde, jy kan amper die stilte hoor na hierdie toneel. Die profesie, die woord wat Agabus gebring het, hang swaar in die lug. Paulus se vriende, Filippus en sy dogters en die mense om hulle huil, hulle smeek hom en hulle probeer hom eintlik maar keer. En Paulus, wat is sy resolie? Hy staan vas. Hy sien geen uitkomkans, geen terugduins, geen plan B nie. Geen as ek nie lus het nie, geen as ek nie veilig voel nie. Geen as dit moeilik raak nie. Jy sien, Paulus het nie uitkomsklausule in sy verhouding met die Here nie. En dit bring ons by die eerste groot waarheid van vandag se boodskap. As daar een ding is wat Paulus se lewe vir ons duidelik wys, is dat 'n Christen nie geroep is tot voorwaardelike toewyding nie, nee, maar eintlik tot 'n volledige oorgawe. 'n Christen leef met geen ontsnappingsklausule nie. Wanneer ek hierdie gedeeltes lees, dan staan verse 12 en 13 nogals vir my duidelik uit. Dit sê, toe ons dit hoor, het ons vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar hy het geantwoord, waarom huil julle so en breek julle my hart? Ek is bereid om nie net gebind te word nie, maar ook om vir die naam van die Here Jesus te sterf. Dit is die hart van vandag se boodskap. Dit is waar die titel God vryf af op mense begin sin maak. Paulus se besluit was nie 'n emosionele een nie, nee, dit was al lankal vasgemaak. Wanneer Paulus sê ek is bereid, wanneer hy verklaring maak, is die Griekse woord heitoimos letterlik wat beteken ek is klaar gereed. Die besluit is lankal geneem. My hart is reeds ingestel, of ander manier om te stel, ek het nie meer 'n opsie om terug te draai nie. Met ander woorde, Paulus het nie in die oomblik besluit nie. Hy het net volgehou met 'n besluit wat hy vroeër al gemaak het. Hierdie is die verskil, nê, tussen voorwaardelike geloof, Here, ek sal U volg solank dit vir my gemaklik is, teenoor 'n getransformeerde geloof. Een wat sê, Here, ek is U sin en ek is in geen uitkomkans nie. Ons sien ook dat sy besluit is getoets teen emosionele druk. Die skrif sê vir ons in vers 12, toe ons dit hoor, het ons gesmeek. Ons lees ook, dis mos nou Lukas wat skryf, en Lukas self was ook daar, selfs die apostel Lukas, selfs die mense wat saam met hom die evangelie versprei het, hulle het gesê, Paulus, moenie, asseblief Paulus, bly hier, dis veiliger. Hulle gebruik hulle logika, hulle gebruik emosie, hulle gebruik hulle liefde en hulle verbintenis met hierdie man, maar Paulus staan vas, nie omdat hy hardkoppig was nie, maar omdat sy roeping harder gepraat het, duideliker gepraat het as sy eie gemak. Jy sien, geliefde, ware roeping moet deur emosionele storms ook gaan. Roeping klink mooi, né? Dit klink so nice, totdat dit eintlik vir ons iets begin kos. Paulus se roeping kos hom. Dit kos hom 'n paar dinge. Dit kos vir hom sy gemak, sy veiligheid, sy toekomsplanne, die aanvaarding van mense wat hom liefhet, wat vir hom druk en sê, moenie dit doen nie, bly eerder hier by ons, nee. Hy kies om te sê, hoorie, so ek hoor julle. Dit kos hom sy eie siening van hoe sy lewe moet uitwerk. Dit is hier waar die tekkie eintlik die teer tref. Wanneer die pad gevaarlik raak, soek ek 'n uitkomkans of het ek reeds besluit dat gehoorsaamheid my enigste opsie is. Paulus se lewe sê, my lewe is nie my eie nie, dit behoort aan Jesus. Iets wat wel vir my so besonder is van hierdie gedeelte, is sy eie reaksie teenoor die wat om hom is, die mense wat om hom is, die mense wat nou huil, nee, en hartseer is. Dit leer vir my iets van sy geestelike en emosionele volwassenheid. Kyk mooi na sy woorde. Hy sê in vers 13, waarom huil julle so en breek julle my hart? Paulus sê nie, hou op oorreageer of julle verstaan nie my roeping nie. Ek het belangrike werk wat ek doen vir die Here, en as julle geweet het hoe belangrik ek is en hoe belangrik my roeping is, sou julle dit anders hanteer het. Nee, sy hart breek saam met hulle sin. Hy voel hulle vrees. Hy erken en hy herken hulle liefde, nee? Hy is teenwoordig met hulle pyn. Sy fermheid kom nie sonder sagtheid nie. Dis waar die tema vir my eintlik van vandag se boodskap regtig begin skyn. As God afvryf op jou, word jy 'n mens met 'n onwrikbare roeping en 'n baie sagte hart. Dit is wat getransformeerde geloof onder andere doen. Dit maak jou super standvastig in jou roeping. Jy het 'n duidelike resolusie oor wat jy glo en hoekom jy dit glo, maar jy het 'n sagtheid in jou reaksie teenoor mense. Onwrikbaar in jou gehoorsaamheid,
maar teenwoordig wanneer ander mense deur pyn en seer gaan. Jy's vas in jou oorgawe, maar vol genade in hoe jy omgang met mense. Dis hoe jy weet God het afgevryf op jou. Jou ja bly ja, maar jou hart bly sag. Ek dink dis onder andere hoekom Paulus se lewe anders so diep beïnvloed het. As ons weer kyk na hierdie gedeelte en wie die mense wat om hom was, sy vriende, mense wat vir hom omgee, sy vriende word later stil, hulle besef iets, hulle besef hierdie man is eintlik anders. Hy's oorgegee, hy's totaal ingekoop, hy's getransformeer, hy het nie net 'n roeping nie, hy leef dit. Dis die soort lewe wat op ander eintlik maar afvryf, daardie soort van standvastigheid, daardie soort oorgawe, daardie soort geestelike ruggraat, dit doen iets aan mense, nee, dit inspireer, dit vorm, dit roep jou hoor. Ek is seker jy het al te doen gehad met gelowiges wat vir jou so net laat voel, yes, like ek wens ek was meer so. Nou, as ek kan saamvat, wanneer ek en jy nie meer uitkomkans soek nie, wanneer jou en my ja vas is, wanneer gehoorsaamheid my enigste opsie raak, dan begin God afvryf op ons lewens, want hier is die waarheid. Jy kan nie getransformeer word terwyl jy nog jou ontsnappingsplan probeer vashou nie. Transformasie gebeur wanneer jy voluit ja sê, wanneer jy voluit oorgee, wanneer jy nie probeer om God se wil veilig te probeer maak en te probeer redeneer oor dinge nie, wanneer jy nie jou eie roeping verhandel vir gemak nie, nee, transformasie begin, wanneer jy ten volle ja sê. Maar transformasie stop ook nie net by ons roeping nie. Wanneer God afvryf op jou karakter, begin dit ook afvryf op jou interaksies met ander mense. En dit sien ons duidelik in die volgende deel van Paulus se reis. In die huis van die man, wie sy geestelike lewe al jarelang soos 'n geur deur sy familie vloei. Ons weet ons nou, hy gaan nou aan huis hier by Filippus. Nee, dit vat ons na die tweede gedagte van vandag se boodskap. Waar God jou verander, vryf dit af op die huis en jou omgewing. Wanneer ons van Paulus se onwrikbare roeping beweeg na die volgende moment in hierdie verhaal, sien ons iets eintlik subtiels, maar ongelooflik belangrik. God se werk in een mens raak nooit net daardie een mens nie. Nee, dit vloei, dit versprei, dit eintlik besmet ander mense met geloof, met dade, met taal, met roeping. En Handelinge 21 wys dit vir ons hierdie waarheid kom staan vir ons baie duidelik uit, wanneer ons kyk na hierdie een eintlik ongewone detail. In vers 8 sê dit, ons het by die evangelis Filippus, een van die 7 tuis gegaan. Nou, dis nie 'n toevallige detail nie. Die Heilige Gees laat Paulus nie net by enige persoon bly nie, hy laat hom bly by iemand met 'n geestelike nalatenskap. Filippus is nogals, ons moet nou nie vergeet wie hy is nie. Filippus was nie maar net iemand met 'n goeie reputasie nie. Hy was nie 'n doodgewone persoon nie. Nee, hy was die man wat die evangelie na Samaria toe gevat het in Handelinge 8. Hy was die man wat die Ethiopiese hoofamptenaar gedoop het aan die einde van Handelinge 8, nee. Sy lewe was eintlik 'n lopende getuigskrif van God se krag en God se genade. En toe Paulus by sy huis instap, lê daar al klaar hierdie geestelike atmosfeer, nee. Die skrif sê vir ons in vers 9, hy het 4 ongetroude dogters gehad wat geprofeteer het. Is my interessant, let op, Lukas, die skrywer van Handelinge, noem nie hulle by hulle name nie. Hy noem hulle inteendeel by hulle rolle. Hy sê hierdie jong vroue het bedien, hulle het geprofeteer, hulle was eintlik besig om die kerk te bou. Met ander woorde, Filippus se lewe het afgegee op sy kinders. Sy getrouheid het in hulle harte gegroei. Sy liefde vir Jesus het hulle taal gevorm, hulle gedrag gevorm. Sy gehoorsaamheid het hulle bediening eintlik maar gedryf en opgemaak. Wanneer 'n mens se lewe vol van God is, vloei dit oor in jou huis. Dit leef in die manier waarop mense praat en hoe mense bid en hoe mense sekere keuses maak. As ons dink aan die storie, dan sien ons Paulus gaan na Filippus toe om te rus, maar hy word daar begroet deur 'n huis vol bediening. Daar's 'n profeet wat kom, dis Agabus, die profeet wat kom en daai harde woorde vir hom gegee. Daar is dogters wat profeteer en daar's 'n evangelis in die vorm van Filippus wat hom openhartig ontvang. Die hele atmosfeer wat ons raak lees in Handelinge 21, sê eintlik God is besig hier met hierdie mense. Hierdie huis dra sy vingerafdruk. God is hier teenwoordig.
Dis wat gebeur wanneer God op jou afvryf en op jou lewe afvryf. Jou huis verander, jou kinders word geraak, jou vriende voel dit, jou kollegas voel dit, jou span waar jy werk begin na te boots. Inteendeel die kultuur om jou word anders te gevorm. Nie omdat jy preek vir mense nie, maar om jy dit werklik leef. Nou wat leer ons hiervan? Eerstens, jou gehoorsaamheid het eintlik maar 'n radius. Selfs die keuses wat jy in stilte maak, word deur God gebruik om die mense naaste aan jou te vorm. Die tweede ding wat vir my uitstaan is, God se werk in jou is nooit net vir jou nie, en dit is so kosbaar. Dis altyd bedoel om iemand anders se lewens te beïnvloed en te tref. En nog 'n ding wat vir my uitstaan is, geestelike volwassenheid produseer eintlik geestelike nalatenskap. Nie deur dwang nie, maar deur demonstrasie. Soos ek hierdie tweede gedagte net kan saamvat, wanneer jy naby God leef, wanneer hy jou verander, wanneer hy jou roeping vorm, dan vryf dit af op die mense om jou. Nou daar is nog iets wat vir my regtig uitstaan van Paulus se lewe, 'n derde gedagte, en dit is waar God afvryf op jou hart, en waar God afvryf op jou huis, vryf hy ook af op jou taal. So die derde gedagte is dit is wanneer God naby jou is, dit is hoe ons begin praat wat wys of ons 'n getransformeerde geloofslewe lewe. Daar is een sin in hierdie hele toneel wat vir my nogals wys hoe diep God se werk in die mense se lewens kan gaan en kan werk. Ons sien dit hier in vers 14, hè. Hulle sê daar, toe hy nie tot 'n ander insigte gebring kon word nie, het ons met die woorde berus, laat dan die wil van die Here geskied. Nou geliefde, daai is 'n groot skuif, want net 'n paar verse vroeër het dieselfde mense, nê, gesê, Paulus, asseblief moenie gaan nie, dis te gevaarlik, moenie gaan nie, bly by ons wil jou by ons hê, ons is lief vir jou, bly net hier. Hulle taal was vol vrees, vol onsekerheid, vol selfbehoud. Maar nadat hulle die oorgawe aan Paulus sien, sy resolusie, nadat hulle sien hoe God in sy lewe afvryf, verander hulle taal. Dis nie meer Paulus bly weg van gevaar nie, maar eerder die wil van die Here moet geskied. Ware transformasie, dit raak jou hele lewe. Dit raak jou keuses, dit raak jou reaksies, dit raak jou gedrag, en dan raak dit jou woorde. Jou taal verander, omdat jou vertroue verander. Waar jy vroeër gesê het, ek hoop hierdie ding gaan uitwerk, ek hoop, ek weet nie, ek is seker nie, begin jy eerder sê, die Here is in beheer. Waar jy vroeër gesê het, ek weet nie of ek dit gaan maak nie, begin jy sê, God is my krag, hy is my bron, hy is my vrede, hy is my vesting. Waar jy vroeër gepraat het uit vrees, begin jy praat vanuit geloof. Ons sien dit duidelik in hoe Paulus gepraat het. Kyk byvoorbeeld na hoe sy briewe klink, né? Sy briewe kan jy duidelik sien hoe sy taal verander het, né? Hy begin byvoorbeeld, ek dink aan Romeine 1 vers 17 waar Paulus sê, mag daar aan julle genade en vrede geskenk word van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy sê soortgelyk in 1 Korintiërs 1 vers 13 en Galasiërs 1 vers 3, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dit is Paulus se taal, dit is hoe hy praat, dit is wat uit sy hart uitvloei. Ek dink ook aan Kolossense 3 vers 15, waar hy sê, en laat die vrede van Christus in julle harte heers. Dit is die taal van iemand op wie God se hart afgegee het. Dis nie toevallig nie. Dis nie net groetwoorde nie. Dit is iets wat gevloei het vanuit sy binneste uit. Dit is 'n transformasie wat uit sy mond uitvloei. Geliefde, wanneer God afvryf op 'n mens, wanneer hy werklik beheer vat van jou gedagtes en jou lewe, dan begin praat jy soos iemand wat naby hom is. Nie bitter nie, maar vol genade. Nie met paniekerige woorde nie, maar vol van vrede. Nie selfgerig nie, jy's vol van 'n fokus om die Here se wil uit te lewe op hierdie aarde. Paulus het nie net vir hulle gepreek nie, daai mense wat saam met hom vertrek was nie. Sy lewe het op hulle afgevryf. Hulle sê nou die woorde wat hy lewe, die wil van die Here moet geskied. So Paulus se roeping wys ons hoe God afvryf op 'n lewe. Filippus se huis wys hoe God afvryf op 'n familie. En hierdie sin, die wil van die Here moet geskied, wys hoe God afvryf op jou taal. Wanneer God aan jou werk, wanneer jy toelaat dat hy op jou afvryf, jou toewyding verander, jou
jou huis verander, jou familie verander, jou gesin verander, jou kinders verander en jou taal verander. Jy begin anders leef, anders te reageer, anders te praat. Nie omdat jy probeer hard werk om 'n beter Christen te wees nie, nee, maar omdat Jesus se lewe, Jesus se hart, Jesus se standvastigheid, dit begin op jou afvryf. Dalk is jy vandag hier en jy weet, jy is iemand wat die Here dien, maar jy het iewers nog 'n plan B, 'n uitkomsklausule, jy het 'n exit door wat jy soek, nee. Jy het 'n agterdeur wat jy oophou. Nou vandag nooi Jesus jou om daardie deur toe te maak. Nie uit vrees nie, maar uit vertroue. Miskien sê jy, Here, ek werk weer in my, soos by Filippus, nee. Of Here, verander my taal. Maak my woorde sagter, vol genade, vol vrede. Waar ook al jy jouself vandag bevind, nee. Jesus nooi jou in 'n lewe waar jy nie net aan hom behoort nie, maar waar hy aan jou behoort, waar hy begin afvryf op jou, dag vir dag, tree vir tree, stap vir stap. Wil jy nie die Here toelaat om net meer en meer op jou af te vryf nie? So mag God se hart vandag op jou afvryf. Mag sy roeping jou anker, mag sy vrede jou taal word, en mag jou lewe, soos Paulus sin sê, mag die wil van die Here geskied. Geliefde, ek op vandag se boodskap leer jou, hoe lyk 'n lewe wat naby aan Jesus wandel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens, en dankie vandag vir die reis deur hierdie week se oordeenkings, en ook vandag uit hierdie boodskap, dat ons gelowiges sal wees, wat nie lewe met 'n uitkomkansklausule nie met 'n exit plan nie, dat ons gelowiges sal wees, wat se gesinne getransformeer word, omdat God op ons afvryf, en soos God op ons afvryf, mag dit nie net sigbaar nie, maar ook hoorbaar anders te klink in hoe ons praat, hoe ons werk met mense, maar wat se woorde uit ons mond uitkom, Here. Mag ons nie uit vrees uit kommunikeer nie, maar vol vrede en hoop, en mag ons taal 'n soet geur wees vir die mense om ons, Here. Mag ons taal mense inspireer en hoop bring, en mag ons taal wys dat ons mense is, gelowiges is, wat naby aan Jesus lewe. Here, dankie dat wanneer ons tyd spandeer saam met U, wanneer ons in Jesus vaskyk, word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid, soos ons meer word soos Jesus Christus. En daarom vra ek, Here, dat ons in hierdie transformasieproses sal inlê en toelaat dat God met ons werk. Deur die groot genade en die mooi hoe U met ons werk, Here, mag ons lewens werklik wys transformasie. Nie net gemaklike Christenskap, waar ons net Sondag kerk toe kom en net so nou en dan ons Bybels lees nie, maar Here, mag ons lewens reflekteer iemand wat daagliks sit by die voete van Jesus. Mag U afvryf op ons lewens, en mag ons lewens dan so ook 'n nalatenskap los. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus bid ek dit. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.